Net daar waar jy staan, sê Here, laat U wil geskied in my lewe. Ek gee oor aan U Here, dat U werk in my. U is die pottebakker en ek is die klei. Vorm my, maak my, verander my, transformeer. Here, doen wat U goed dink. Ek gee oor aan U vanoggend, Here. My hart behoort aan U, my gees, siel en verstand. Met alles wat in my is, aanbid ek U. En het ek U lief vanoggend. Hier is jou geleentheid om 'n liefdesverklaring te doen aan Hom. Want vanuit jou verhouding met Hom kan jy sê, Vader, ek eer U, maar ek het U lief. U het my eerste lief gehad. En ek staan in 'n verhouding van liefde met U. U het U seun gegee sodat ek mag lewe. Sodat ek sonder skuldgevoelens en vry mag wees. Hoop mag hê. En vanoggend op 'n fondasie van geloof kan sê, U sien my, U ken my. Alles, U deurgrond alles van my. Daarom weet ek niks is 'n geheim voor U nie. Ek is ontbloot voor U, Here. U sien alles. En ek maak oop voor U en ek gee oor aan U. My lewe moet tot eer en verheerliking van U naam strek. En daarom, Here, sê ek, laat U lig skyn in elke area van my lewe. Laat U lig skyn in elke donker hoekie. Kom maak oop en kom maak duidelik. En Here, kom verander wat verander moet word. Deur U woord, deur U gees, deur U waarheid. Daarom sê ek gee oor. I surrender unto you, God. I surrender all unto you, Lord. Let your will be done, Jesus. My plans, my ambition, my future, my marriage, my children, my worries, my uncertainties, Lord, I surrender all of that to you because I trust you, because I'm safe with you. Thank you, Lord Jesus. Ervaar sommer net hoe die Here nou vrede kom gee vir jou. Jesus, the Prince of Peace. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat jou hart nou vul. Net omdat jy weet, hy sien jou, hy ken jou. Hy hoor elke gebed wat jy bid. Hy sien elke traan wat jy stort. Daardie beklemming om jou hart, hy maak jou nou los. Hy maak jou vry. Hy is met jou. Dankie, Jesus. Staan sommer net as 'n gesin saam. Ek wil julle met mekaar se arms om mekaar se lyf sit. Staan net so 'n bietjie saam vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Die persoon wat langs jou is, omarm daai persoon. Staan so 'n bietjie saam want jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Die Here sê ek is met jou. Ek ontferm my oor jou. My liefde is vir jou. My goedertierenheid het ons gelees vanoggend in Psalm met geen einde nie. I am your Father. I have goodness and mercy that will follow you all the days of your life. Verklaar dit vanoggend. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek is nie alleen nie. Ek het 'n God. En as ek stil is, dan veg hy vir my. Want dis wat hy vir my sê. Vir my beloof. I will fight for you.
I am with you. My name is Emmanuel. I am with you. My love is for you. Dankie, Here, dat gesinne en individue en huwelike en paas en maas en kinders dit vanoggend vat vir hulle as kinders van God. 'n vaste fundament waarop hulle staan. Al skommel alles om hulle, al voel alles onseker om ons, Here, U is die vaste fondasie wat sekerheid bied. Dankie, Jesus. Ek ervaar hoe die Here sê, val net terug in my arms. Val net terug, laat my net toe. Vertrou my. Met jou hele hart. Vertrou nie op jou eie insig nie. Vertrou my. Ken my in al jou weë. Ek sal jou baie gelyk maak. Acknowledge me in all your ways. I will make your path straight. I will do it, says the Lord. I will go ahead of you, says the Lord. I will be for you. I will be behind you. I will be around you. I will be over you, says the Lord. Ek het dit nog altyd gedoen en ek sal dit weer doen. Ek kom deur vir jou, want ek is jou God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your anointing, Jesus. Die salwing breek die juk. Die teenwoordigheid vanoggend maak die verskil. Die bonatuurlike teenwoordigheid vanoggend verander harte, verander die manier hoe ons na ons toekoms kyk. Dankie Jesus vir u teenwoordigheid. You are here, you are here. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja, dankie, ek kan jou sitplek neem. Prys die Here. Wanneer ons so by mekaar kom, is dit so spesiaal. Wat ons ervaar hoe dit is wat God se woord sê en hoe dit waarheid word. Wat sê sy woord? Wanneer twee van julle by mekaar kom in my naam, dan sal ek daar wees. Dis 'n belofte. En ons ervaar dit hoe ons twee of meer in sy naam hier by mekaar is. En sy spesiale, soet, sagte teenwoordigheid kom. En hy ontmoet ons. Hy vat 'n bekommerde hart en hy draai dit om. En hy gee hoop vir my en jou. Hy gee my en jou daardie hoop dat hy is in beheer. En hy verander situasies. Hy vee die trane op, sê hy. Hy droog jou trane op. 'n gebroke hart en 'n geknakte riet sal hy nie verder seermaak nie. Hy kom en hy herstel. En hy maak jou weer reg op. En hy bring weer nuwe krag. Hy versterk jou na die innerlike mens. Dis iets wat net God kan doen deur sy Gees. 'n mooi woordjie beteken ook soms 'n woord van bemoediging, maar wanneer dit deur God se Gees geïnspireer is, wanneer dit sy Gees is wat deur iemand werk, en hy sê, gaan daai een, ek handpick daai een, en ek tel jou op vanoggend, dan sien jy iets soos 'n wonderwerk is besig om te gebeur. En ek en jy is so spesiaal vir God, dat jy moet weet vanoggend, hy is bonatuurlik betrokke in jou lewe. Amen.
Jy weet, ek het weer 'n begrafnis gedoen hierdie week, en wanneer ek voor 'n klomp mense staan, en ek ken nie die meeste van hulle nie, ek wonder soms, is daar ooit 'n groot persentasie van hulle wat enigsins kerk toe gaan, wat enigsins hulle Bybel oopmaak, of werklik die boodskap van goeie nuus hoor, dan besef ek, dat eintlik is daar mense wat nog nie besef het dat God bonatuurlik werk nie. Ek kyk na 'n videoklip en iemand sê, en hulle praat oor kerke, hulle sê, my friend is in a Catholic church, is that right or is that wrong? And the ander een sê, my church is the Protestant church, I believe we have the right way of doing things. En iemand wat kommentaar lewer sê, it is not about in what church you are. If your church attempts to influence you just to become a nice guy, they have utterly failed. Want ons is nie net geroep om mooi mensies te word nie. Ag, ek moet ook daarom nou 'n bietjie beter lyk. Ek moet ook daarom nou 'n bietjie net meer aanvaarbaar wees. Ek was altyd stout, ek moet nou 'n bietjie nou minder stout wees. As dit is wat die kerk wil bedoel, dan mis hulle die punt. Want wat ons veronderstel is om te hê, is 'n intieme verhouding met die bonatuurlike God, wat in die geestesrealm beweeg en dinge skuif. Hy wat die vensters van die hemele oopmaak. Hy wat deure in jou lewe sluit, maar hy wat ook deure in jou lewe oopmaak, op 'n bonatuurlike manier. Dis die God met wie ek en jy wil deel. Dis die kerk waarin ek en jy betrokke wil wees. 'n supernatural working, miracle working God. Dis met wie ons te doen wil hê. Ek het 'n vriend wat my weer opgebel het, en oor 'n hele paar jare heen is ek altyd deur besig om my vriendskap met hom te treasure, want ons was klein seentjies, en ons het kitty geskiet. Ons het kaalvoet binne in hierdie koppies van Sonland Park ingegaan, en dan het ons daar duwe geskiet, en ons braai hulle binne in die koppie, en ons eet hulle daar. Ek kan jou beloof, dit is taai en sleg, maar dit was 'n ervaring. Ag, en ek het net soveel goeie tye met hom gehad al in my lewe. Maar hy bly op 'n plek waar hy altyd deur terugkom na my, en waar hy aan my openbaar hoe groot behoefte het hy aan die Here. En deur sy lewe heen getuig hy hoe hy soveel verkeerde besluite neem en deure oopgemaak het vir die duiwel. Jy sien, in partykeer dan dink ons doen dinge, en dit was maar net 'n verkeerde besluit. Dit was maar sommer net, jy weet, ag, okay, daar is nou konsekwensies. Goed, soos my huwelik ly skade, maar weet jy wat, daar is 'n geestesdimensie, en wanneer ek en jy deure oopmaak vir die duiwel, omdat ons oor dit nie kan sien nie, beteken dit nie bestaan nie. Soos wat God met sy engele en instrumente werksaam is vanuit 'n geestesdimensie, al kan ons oor dit nie sien nie, net so is die duiwel 'n werklikheid. En Efesiërs 6 leer dit vir ons, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste en die magte in die lig, en die duiwel en sy demone is 'n werklikheid. En wanneer jy deur oopmaak, dan wil ek vir jou sê, kom daar nog een saam met hom in. En ek het dit gesien per getuienis van my vriend, en hy het gesê, ek gaan dit ook eendag met ons kom deel, en ek gaan hom absoluut nooi. Maar ek wil vir julle sê hoe hy op 'n punt gekom het waar hy ervaar het hoe die duiwel hom vaskluister in isolasie in sy huis, dat hy nie sy voete uit kan sit nie, want dis wat die duiwel wil hê. Hy wil nie om interaksie wees tussen jou en ander mense nie. Hy het hom so geïsoleer dat hy vrees begin ontwikkel het om by sy huis uit te loop. Hy het bloot deur 'n basiese roetine van gaan werk toe en kom terug huis toe begin ervaar. En hy het binne in daai huis het hy bonatuurlike goedes begin ervaar wat jou bang sal maak as jy dit hoor. En weet jy wat was sy keuse terwyl hy met my gesels, en ek en hy saam bid oor die foon, en hy besef dis nou net hy en God in daardie huis. En hy hom na God toe wend, begin die een demoon na die ander vlug. Soos wat hy goed bely in sy lewe, en soos wat hy voor God trane stort, en soos wat hy oorgee, en dinge by die naam noem, en absoluut in detail oorgaan, en totaal en al oorhandig, kom God
En hy doen 'n bonatuurlike werk vir hom. En hy bring vrede, en hy bring oorwinning, en hy bring vrymaking. Dis net tussen hom en die Here. En God kom op 'n bonatuurlike manier, en hy maak hom vry. Kragtadiglik. Vrede wat in sy lewe deurbreek. Afgelope tyd hoor ek baie van mense wat met my praat oor hoe hulle die bonatuurlike beleef. Net soos wat dit negatief kan wees, wil ek vir jou sê, as kind van God, is die bonatuurlike God wat ons dien so aktief. En wil hy so graag werksaam wees, dat ek en jy nie net meer mooi kindertjies van die Here moet wees wat kerk toe gaan. Ons ruik lekker, ons lyk lekker, ons loop lekker, en ons is 'n baie goeie klub hier by die kerk, lekker vol aan die happy klappies, hulle lyk happy. Jy word nie uitgenooi om aan nog 'n klub te behoort wanneer jy na die kerk toe genooi word nie. Ek en jy wil vanoggend hoor hoe die Gees van die Here ons innooi na 'n plek toe waar hy 'n werklike, diep, geestelike koneksie met jou wil hê. Ek wil met julle gepraat oor 'n gedeelte wat eintlik so kragtig uitstaan, wat simboliseer hoe bonatuurlik God is, en van vroeg af, maar kom ons begin net gou so 'n bietjie met agtergrond, terwyl julle blaai na Genesis hoofstuk 28 toe, oor hierdie gedeelte waar Jakob 'n bonatuurlike encounter het met God. En as ek gaan praat oor Jakob vanoggend, en my tema is dan ook the gate to heaven, as ek en jy almal ook sê, maar ek wil daai koneksie hê, ek wil weet hoe om nie net vrede te hê om hemel toe te gaan nie, maar ek wil hemel op aarde hê, ek wil hemel in my hart hê, ek wil toegang hê, ek wil koneksie hê. Kom ons praat net gou oor Abraham, Isak en Jakob as agtergrond, want vanoggend se gedeelte gaan oor Jakob. Nou, as ons hoor van Abraham, Isak en Jakob, dan praat ons van die stigtervaders van die nasie van Israel. Dit word algemeen verwys na Israel se founding fathers is Abraham, Isak en Jakob. Nou, wanneer ons dink aan Abraham, dan dink ons dadelik aan hom en sy vroukie Sarah, wat op 'n laat ouderdom hierdie absolute onverklaarbare, ondenkbare wonderwerk gehad het, amper 100 jaar oud, en sy word swanger. En dit is Isak, haar seun. Waaroor gaan dit? God het 'n belofte aan Abraham gemaak. Hy het 'n verbond met Abraham gesluit. En hy het gesê, ek maak jou die vader van 'n groot nasie. Hierdie nasie, wat as gevolg van jou ellende gaan realiseer, sal soveel wees soos wat die sterre aan die hemel is, en die sand van die see. En in jou sal elke persoon op aarde geseënd wees. Dis die verbond wat God met Abraham sluit. Nou Abraham as 'n jong man kry hierdie belofte, en hy gaan deur sy lewe, en hy hou vas aan hierdie belofte, en hy wag, en hy vertrou, en hy is besig met God, totdat hy uiteindelik op so laat ouderdom die wonderwerk beleef. Sarah word swanger met Isak. Net vir Abraham om te hoor, God sê, gaan offer hom. Hierdie seun wat uiteindelik gebore is, gaan offer hom. En as gevolg van Abraham se gehoorsaamheid, seën God hom met 'n alternatief, wat vasgevang is, hierdie bok, hierdie ram, wat uiteindelik die sondoffer simboliseer, wat ook altyd deur vingers wys na Jesus. En Isak, sy seun, word groot, en hy ontvang hierdie verbond en seën van Abraham. En Isak dra hierdie belofte voort. Hy het 2 seuns, Jakob en Esau. En hier is Jakob. En uiteindelik, omdat hy eintlik in sy boetie se hakskeen vasgehou het en hulle daar gebore was, en Esau eintlik die seun moes ontvang, kom hy en hy trek sy pa. Hy mislei sy pa om die seun te ontvang. En Jakob
ontvang die seën en die belofte van hierdie erfposie deur die oordrag van handoplegging wat Isak op hom doen. Abraham, Isak en Jakob word die voorvaders. Jakob het hierdie bonatuurlike belewenis waar hy eendag in 'n droom worstel met God. En dis nie net 'n droom nie, want eintlik het die engel hom op sy heup geslaan en hy was vir altyd daarna mank. Verstaan net gou die interaksie tussen wat in die gees gebeur en wat werklik gebeur. Jy dink jy droom, maar eintlik is daar iets baie diep werklik wat geestelik gebeur. Isak gaan slaap, Jakob gaan slaap en Jakob dink hy droom, maar hy worstel met God en hy loop mank, maar in daardie moment kom God en hy verander sy naam na Israel. Jakob se naam word Israel. Nou, net om dit bietjie te fast forward, uit sy geslag, die stam van Juda, word Dawid, koning Dawid gebore. En later, Maria, Jesus se mamma, word teruggetreis na Josef, ook uit die huis van Dawid. En dit is hoe hierdie bonatuurlike lineage, hierdie biologiese geslag en geslagsregister vorm aanneem, tot waar ons kom by Jesus, die verlosser, die seun van God, wat my en jou sondes kom verlos, en wat sy heilige gees nalaat op aarde, en uiteindelik, as gevolg van sy gees, wat in my woonagtig word ek en jy kinders van God, kry ek en jy die verwerkliking, die verwesenliking van hierdie belofte, wat God vir Abraham gegee het, dat in jou sal elke persoon op aarde geseën wees. Kom ons kyk gou na nog 'n ander bonatuurlike encounter wat Jakob gehad het. Genesis 28. Net nadat Jakob sy pa bedrieg het en hy die seën ontvang het Esau daarvan gehoor. En hy het besluit, hy gaan hom daarop wreek, want daai seën was eintlik vir hom bedoel. En hy gaan Jakob agtervolg. Nou wat het gebeur? Jakob se ma en pa sê vir hom, jy kan nie met 'n Kanaanitiese vrou trou nie, gaan soek vir jou iemand wat vanuit ons geleedere kom. En hulle stuur hom weg na Beersheba. So Genesis 28 vers 10. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven. And the angels of God were ascending and descending on this ladder. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. En hy herhaal hierdie belofte aan Jakob. Hy sê, all peoples on earth will be blessed. Sê 'n bietjie saam met my. All peoples on earth will be blessed. Sê dit gou weer. All people on earth will be blessed. Are you a part of all people? All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I've promised to you. Am I a part of all people on earth that will be blessed? Is jy deel van hulle? Will you also be with me and watch over me wherever I go? Kan jy sê, ja, dit is wat God beloof vir jou, wat deel is van all the people wat gebless sal word. He will be with you. Yes, he is with me. Yes, wherever I go, he will be with me.
Is it true that He will also not leave me until His promises are true over me? Is dit ook bedoel vir my en jou? Want ons is deel van all people. Dis 'n universal blessing, as 'n implicit universal blessing wat hy vir Abraham, Isak en Jakob gegee het en wat realiseer, soos wat ek verduidelik het, hoe dit deur die geslagregister na Jesus en deur sy gees kom by my en jou vandag. Glo jy dit? Hierdie kan nie sommer toeval wees nie, dit is bonatuurlik. Hierdie werking wat God sy belofte laat realiseer, is bonatuurlik. Dit is supernatural, dit is divine. Ook in hierdie gedeelte wanneer hy verwys na I am God Almighty, I will be with you, en sê dit, I am El Shaddai. I am El beteken divine. Shaddai beteken mighty or powerful. The divine and mighty and powerful God will be with you. He is the one performing the realizing of this promise. Hy is die een wat dit laat realiseer. En ek en jy kan dit ervaar in ons lewe vandag. Jesaja 43 vers 2 sê, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Hier dieselfde Jakob, hier dieselfde Abraham en Isak en Jakob. I am the Holy One of these people through whom the blessing will come, through whom the promise is delivered. As jy deur waters gaan, hoe diep dit ook al mag wees, ek is met jou. As jy deur die riviere gaan, en hulle is ook hoe sterk, ek is met jou. As jy deur die vuure gaan, en het voel of die vlamme jou wil skroei, moenie bang wees nie, sê die Here, want ek is met jou. En dit is op toepassing van die verskillende goed wat in my en jou lewe gebeur. Dit is op toepassing vir die daadwerklike elke dag goedjies wat ons konfronteer. Die skoolhoof bel my, want my kind, en 'n beklemming kom oor my hart. Dis wanneer ek my wend na die Here. Sê, Here, ek het nou bonatuurlike wysheid nodig. Ek het nou ingryping nodig. Wat van my kind? Wat maak ek nog met my kind? My hare is in my hande, is in my hare. Ek weet nie wat om verder te doen nie. En wanneer ek God betrek, en wanneer ek daai kind ontvang, en in liefde bedien, en my hande op daai kind lê, en hom salf, en hom seën, en ek weet dat die Here kom deur. En ek hou aan, en ek hou aan, en ek hou aan, en eendag staan daai kind op, en hy getuig, en hy sê, ek het God aanvaar, ek het oorgegee, ek rebelleer nie meer nie, en hy begin die magtige prediker of evangelis word. Of het kom op daai plek, waar die baljier vir jou 'n brief stuur, en sê, ek kom na jou huis toe, ek kom hierdie of hierdie of hierdie opskryf, maak jou gereed, want ek is op pad. Waar die kind van God nie in vrees en bewering daardie brief ontvang en selfmoord pleeg nie, maar die teendeel doen, om na die Here toe wend, op sy knieë gaan en sê, Here, U weet wat en waar en hoe, U is my bron, U is die voorsiener, U is El Shaddai, ek weet ek kan op U vertrou, en hy maak 'n weg vir jou. Dis wanneer jy in jouself so swak voel, en jy kyk na jou vermoëns of talente, of jy voel net hoe ver jy self tekort skiet, of jy vergelyk jou met ander, en jy voel, jy konk in, want jy kom net nie die mas op nie, jy kan net nie presteer soos ander nie, en jou selfbeeld bring jou tot op die grond, wat jy jou na die Here toe wend en sê, ek is geesvervuld, ek is 'n kind van God. Hierdie dinge wat ander mense definieer, hoef my nie te definieer nie, wat my definieer is, the Spirit of God inside of me. I am able and I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. En jy skielik begin die prentjie verander, want jy kyk nie meer na jouself en veroordeel jouself en evalueer jouself nie meer nie, maar jy begin kyk na die Gees van God en wat hy in en deur jou kan doen. En jy begin vertrou op hom. En bonatuurlike goed gebeur in jou lewe. Nie gemiddelde goed nie, bonatuurlike goed. Ek onthou toe ek 'n jong man was, en ek kan dit nou met julle vertel, want ek is maar besig met my oudste seun wat so pas
sy graad ontvang het en nog sy honeursgraad moet klaarmaak en ek het 'n volgende seun wat besig is om matriek klaar te maak en ons moet oorweeg, wat gaan hy studeer? Waar gaan hy studeer? Gaan dit moontlik wees vir hom om te studeer? Here, wat is dit wat U beplan oor sy lewe? En dan het ek die getuienis oor my eie lewe. Hoe die Here my gehelp het. Hoe ek eers moes vra, Here, daar is nie 'n manier dat ek kan gaan studeer nie. My pa het vir my gesê, my ou seun, jy sal altyd werk as jy met jou hande kan werk. So kom met ons maar gaan werk. Daar's nie tyd of geld om te gaan studeer nie, jy moet maar werk. Maar die Here het 'n ander plan gehad, want ek het hom gevra, Here help my, want ek wil gaan studeer. Ek voel ek's bedoel vir 'n meer akademiese rigting. Ek voel my profiel is anders aangelê. En die Here maak 'n weg oop vir my. En hoe ek uiteindelik deur my prosesse van studies keuring moes kry om verder te studeer en hoe die Here 'n muur voor dit toebou en sê, jy gaan nie 'n kliniese sielkundige word nie, ek stop jou. Hoe hard jy ook al gewerk het en hoe jy ook al presteer het, wat jy ook al gedoen het, ek gaan dit nie toelaat nie, jy gaan nie keuring kry vir dit nie. En ek kon dit nie verstaan nie, maar omdat ek kon oorgee en sê, Here, laat U wil geskied met my lewe. As dit dan nie is wat U wil doen met my lewe nie, wat anders wil U doen? Doen met my wat U wil. En die Here maak 'n ander pad oop en hy stuur my lewe in 'n ander rigting. En vandag is my getuienis vol van dit, hoe God my lewenspad bepaal het, sodat ek kan wees en doen wat ek doen vandag, sodat ek kan ervaar hoe hy my gebruik tot sy eer, vir hoe hy uiteindelik my lewenspad bepaal het. Dis my getuienis. Dis 'n bonatuurlike saak. Want was dit van my afgehang het, as dit was soos wat ek gedink het, het ek totaal en al iets anders gedoen. Het ek in totaal en al 'n ander rigting beweeg. En dan glo ek nie dit sou ooit kon vergelyk met wat God vandag deur my wil doen vir sy koninkryk nie. Dis wanneer ons oorgee aan hom, wat hy jou lewenspad gelyk maak. Wanneer ons in elke saak hom vertrou. In klein goedjies, ek was 'n jong man. Ek het my volle salaris getrek. My volle salaris is my beursie en ek moes nog Edgars gaan betaal. En julle weet mos hoe het ons daai tyd gedoen, daar was nie internet transaksies nie. En die volgende oggend word ek wakker en ek onthou, of ek kan nie onthou was my beursie nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoekom is my beursie nie so op die plek waar hy moet wees nie? En onmiddellik as 'n jong man val ek op my knie langs my bed. Wat so groot saak dit vir my is. Ek het 'n wonderwerk nodig, my beursie is weg. En ek sê, Here, wys vir my, waar is my beursie? Ewe skielik sien ek presies waar ek die vorige aand uit my kar of in my kar ingeklim het, in die straat, in Vereniging, reg langs Medikliniek. En hoe ek my deur toe maak, my beursie val in die straat, en ek maak my deur toe. En ek ry weg. En is 8 uur op 'n maandagoggend, en dit is op my knie wat ek hierdie beeld sien. En ek sê, Here, beskerm my beursie. Laat nie 'n mens dit sien nie, dat nie 'n mens dit optel nie. En ek klim in my kar, en ek ry. En ek stop aan die oorkant van die pad, en ek loop oor, en daar lê my beursie, met al die geld, presies op die plek, waar ek in my kar geklim het. That's supernatural. That's a miracle working God. Hoeveel stories het jy? Ek en jy kan vertel, ons is kinders van God. Jy kan vertel van hoe God werksaam is in jou lewe. Net Vrydagoggend staan ek in 'n vriend in gesels, Leon wat nou die vorige Sondag hier bedien het. En hy vertel hoe hulle in 'n manne biduur donderdagoggend vroeg by mekaar kom. Ekskuus, ek vertel nou sy getuienis, maar dit pas nou in hier. En hy vertel hoe hulle saam by mekaar kom en die een man na die ander praat van die moeilikheid wat hulle het met Emfoleni en dinge kom nie reg nie en hulle sukkel en daar's 'n klomp geld wat betaal moet word, maar dit is nie hulle skuld nie en hulle sê daartoe, maar kom ons gee dit vir die Here. En hy vertel niks van sy storie nie, want hy het by 'n gemeente waar hy betrokke was, het hy die verantwoordelikheid gehad om die rekeninge uit te sorteer. En dit is ook nie hulle probleem nie, dit is 'n munisipale probleem, en diep in sy hart bære hy dit, sê nie 'n woord vir hierdie manne nie, diep in sy hart bære hy dit, en hy sê, okay Here, dan gaan ek ook maar vir u vertrou op hierdie saak. En Vrydagoggend is hy by Emfoleni, en al lang ry mense, hy moet nou ingaan, en hy berei hom nou self voor, hy gaan nou maar in hierdie ry staan, en hy wil die metode gebruik, wat Emfoleni nou aanbied, dit is so 50% afslag type van dingetjie.
En hy gaan staan in die ry, en ewe skielik kom hier 'n vrou uit, sy sê, en sy kom staan reg langs hom, sy sê, is there anyone who wants to apply for the 50% discount? Hy sê, it's me. Sy sê, come with me. Sy haal hom uit daar ry, met al die mense wat daar staan, en binne 5 minute is sy probleem uitgesorteer. Want sy hoor wat sy probleem is, en sy sorteer dit op die stelsel uit. En sy getuienis is bonatuurlik. That's what God does. He is supernaturally involved in your lives. Hy sê, julle ontvang nie, want julle vra nie. Ons wil sommer maar net die lewe leef, en dan wil ons vir die Here vra, hoekom het hy nie my gehelp nie? Maar het jy hom gevra? Dan is dit baie keer dat ons dinge vra, om in ons eie begeertes uit te leef. Hy sê, julle vra vir my goed, maar eintlik wil julle dit net vir julle eie begeertes hê. Maar as julle ooreenkomstig my wil bid, en ons weet wat is God se wil en sy woorde, is baie duidelik. Ek kan nie bid, Here, ek moeg vir my vrou gee, vir my ander vrou nie. Dis mos nie bid ooreenkomstig die wil van die Here nie. Nou, nie dat ek dit ooit sal bid nie, dankie Here. Sy sal vir my hande oplê. Maar verstaan julle wat ek bedoel? Die woord is duidelik, vir wat is dit wat ons vir God gaan vra? Ons ken sy hart, ons ken sy karakter. Wil hy iemand moet gesond wees? Hy wil, ons kan dit bid en ons kan dit vra, en dit is gedoen aan die kruis vasgenaal. It's a supernatural working God. Ek kan getuig van bonatuurlike goed wat die Here vir my gedoen het. Ek was eendag het ek aan 'n, wie weet hoe voel dit om jou hand op 'n vuurwarm, rooi warm plaat te druk. Hoe lank vat so 'n wond om te herstel? Dit gebeur met my. En my seentjie Hannes was 4 jaar oud. En hy sien my pyn en hy bars uit in trane uit en hy gryp my en hy bid vir my. En ek ervaar die teenwoordigheid van die Here. En het niks van gekom nie. Dis is ja, jy het seker nie regtig jou hand op 'n warm plaat gedruk nie. Hy was seker maar so halfpad koud nog bietjie en toe voel dit maar net vir jou warm. Nee. Dit was 'n serious injury. En toe hy vir my bid, het dit weggegaan. Het absoluut niks van gekom nie. My hart het saam met hom in geloof gesê, asseblief Here, U help my. Nou, hier is Jakob, en hy sien hierdie leer, engele op en af, van die aarde na die hemel, en eintlik vir die eerste keer kom hierdie openbaring, dat daar is 'n geestesdimensie. Ons het al gehoor van Moses by die brandende bos, die eerste keer toe God homself as 'n bonatuurlike, lewende God aan Moses openbaar het. Maar hier, vir die eerste keer sien ons dat daar kan interaksie wees tussen die hemel en aarde. Ons kan eintlik ons oë oopmaak en sien daar is engele. Ons kan eintlik glo dat daar is 'n almagtige God en hy praat met ons. Hy kommunikeer sy seënwense oor ons en hy kommunikeer sy plan oor die mensdom met ons. En ek kan jy ontvang hierdie as 'n waarheid waarop ons lewens bou. A supernatural God is involved in my life. Dis waar ek vandaan kom. Dis dalk 'n hele paar duisend jaar gelede, maar dis my verhaal. Dis ook jou verhaal. That's your story. That's your lineage. Dis jou voorvaders. Deur wie God gesê het hy ons elkeen gaan seën. Genesis 28 vers 16 sê, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place. And I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. As ek en jy mooi deur die temas van die Bybel kom by the true gate of heaven, dan sien ons hoe Jesus in Johannes 14 sê, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien.
Ek is die weg na die bonatuurlike troonkamer, waar jy genade kry, waar jy met vrymoedigheid kan inkom. Ek is daai weg. Ek het hierdie week, oor 2 weke het ek vir hoeveel situasies dit moes proklameer, dat demone vlug by die noem van die naam van Jesus. En ons het die getuienis daarvan. Hulle het, in hierdie afgelope 2 weke, het dit gebeur, dat demone vlug by die noem van die naam van Jesus. Ek en jy het die wapenrusting van God wat ons toedek. En ek en jy kan daarop staan dat dit die vuurige pyle van die duiwel uitblus. Wanneer ons bonatuurlik sien hoe ons geklee is. Hoe ons verlossing bedink. Die helm van verlossing is ons denke. Ek is verlos. Ek sal nie gebuk gaan onder die veroordeling wat die duiwel wil bring oor wat jy 20 jaar terug gedoen het nie. Ek het dit lankal by die voete van Jesus neergelê. Ek het lankal vrygekom van dit. Ek het lankal vergifnis aanvaar en ek het lankal al vertrou dat Jesus dit so ver as die ooste van die weste af verwyder het van my af. Ek is 'n geesvervulde, wedergebore kind van God. Ek bedink my verlossing. Ek's vry. En dieselfde geld vir wat jy gister gedoen het. As jy dit vandag kan vat en aanvaar. Dis wat Jesus gedoen het vir jou. Jy het nie nodig om te vrees dat die duiwel jou nog verder kan slaan en verder dit voor jou kan bring en skuldig mag voel oor dit nie. Dis 'n bonatuurlike werk wat Jesus Christus vir my en jou bewerkstellig het. That's the gate to heaven. Hy noem hy plek Bethel, the house of God. Surely God is in this place. His presence is in this place. Dis die plek Bethel. The supernatural has spoken to me. The supernatural God has given me a promise here. This is the place where I will worship Him. Bethel is die plek wat Jakob dit noem. Ek en jy kom vandag agter dat dit is nie 'n gebou of 'n plek waarheen ons hoef te reis nie. Ons hoef nie na Mekka toe te gaan nie. Ek en jy is die lewende boustene waarmee God sy huis bou. En hy is woonagtig, reg hier. Hy is teenwoordig. 'n Skat in erdekryke binne in jou is die gees van God, is die teenwoordigheid van God. Vanoggend het ek gesê, die salwing breek die juk. The anointing breaks the yoke. Christus, die gesalfde met sy salwing. Wanneer Jesus die intieme verhouding is, met wie jy wandel, is jy vry. Is jy in oorwinning. Kan niks jou blydskap steel nie. Al gaan jy deur diep water, of sterk strome, of al brand daar vure om jou, sê die Here, ek is met jou. Ek is nie net met jou nie, ek is in jou. En jy sal dit oorwin. Jy sal oorkom. Jy sal nie terugsteier nie, jy sal nie val nie. Wat is dit wat Jakob hier besef? Toe hy die plek Bethel noem, the gate of heaven. Hy sê in vers 16, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. There is a cry by the Spirit of God in this morning for you to realize that surely the Lord is in this place, and you should wake up and you should realize, you should not be unaware of it, that the presence of God is with you. The supernatural working presence of God is in you. Realize it. Do not be unaware of it. Have this awakening. God is with you. Moenie lewe asof God Sondag weer vir jou gaan sien wanneer jy kerk toe gaan nie. Waar jy gaan, I am with you. I am with you. I want to help you. I want to guide you. I want to give you wisdom. I want to open a door. I want to diverge your path. I want to be with you. I want to direct your steps. I want to live your life with you. Dis wat Jesus sê. Acknowledge me in all your ways. I will make your path straight. Jy het nie nodig om na Bethel toe te gaan, vliegtuigkaartjies te gaan koop, om the place of worship te gaan beleef nie. Hy is in elk geval hier.
Hy sê, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. Ek en jy moet ons awareness levels oopmaak. Dis tyd vir ons om wakker te word. God is 'n werklikheid. Hy's 'n werklikheid. He was afraid and said, how awesome is this place. Hy het so 'n besef gehad van die werklikheid van God. Hy was overwhelmed by the awesomeness of God. The majesticness. The overwhelming El Shaddai, the divine and the powerful. Dis die koneksie wat hy wil hê ek en jy met hom moet hê. Moenie net 'n nice guy wees nie. Moenie net 'n mooi Christen wees nie. Moenie net lyk of jy die regte dinge doen nie. Want dit is soos 'n leë blik wat 'n geraas maak. Die Here wil hê daar moet krag wees in ons punch. Daar moet krag wees in jou punch. En die woord van die Here sê, is tyd vir die wat hom in gees en in waarheid moet aanbid. Spirit and truth worship. Spirit and truth. Ons kan nie net 'n beeld van godsaligheid hê, maar die krag verloon nie, sê Tessalonisense. Maar dis wat in die laaste dae gaan gebeur, sê hy. Mense sal 'n beeld hê van godsaligheid, maar hulle sal die krag daarvan verloor. Kom ek sluit af, want soms is dit ons eie vrees, wat in ons eie pad staan. Matteus 6 vers 26, en ek lees dit uit die Boodskap Bybel. Dis 'n baie mooi vertaling, vir ouens wat Afrikaans maklik wil hê. Hy sê, kyk 'n slag na die voëls. Hulle het nie groot skure waarin hulle elke dag hulle kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as al die voëls in die hemel. Daarom help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met een enkele dag verleng nie. Alles behalwe. Julle moet ook nie sit en top oor wat julle elke dag moet aantrek nie. Kyk gerus 'n bietjie in die veld hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg tot laat om so deftig te lyk nie. Tog was nie eens daardie skatryk koninkryk wat Salomo gehad het ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. As God soveel aandag gee aan hoe die veldgras lyk, wat van vandag nog groei en môre weer dood is, sal hy mos vir julle ook sorg. Hou dan op om so klein gelowig te wees. Hy sal sorg dat julle genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê, wat gaan ons vandag eet en drink, of wat gaan ons vandag aantrek. As julle dit doen, tree julle op soos mense wat God glad nie ken nie. Julle het mos 'n Vader in die hemel wat presies weet wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle dit alles kry. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Wat sê ons? Lord, awaken my heart so that I am aware of your presence. Lord, wake me up so that I am able with conviction to say, surely the Lord God is in this place. Ek wil nie 'n klein gelowige wees nie. Ek wil my lewe bou met die vaste fondasie van geloof. Dat die God wat ons aanbid is almagtig. Maar die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis nie ver nie. Ek en jy toegang tot dit.
En in elke saak mag ek hom betrek. En hy maak my pad gelyk. Maar hy beskerm my ook. Dat as ek gedink het ek moet daai pad vat, dan keer hy my om nie daai pad te vat nie. Ek sluit gou af met 'n mooi lewensverhaal wat ek en my pa met mekaar deel. Net soos wat Abraham, Isak en Jakob 'n belofte ontvang het en oorgedra het en dit vir geslagte gegeld het, is daar iets wat my pa en my gedemonstreer het. En ek het dit ontvang as 'n erfporsie. Nie in besittings nie, maar in wat my oë gesien het en wat my ore gehoor het en wat ek beleef het in sy teenwoordigheid. My pa het nie gepraat en iets anders gedoen nie. As my pa gesê het, hy het die Here lief, dan het hy so geleef. Op baie maniere het my pa my gedemonstreer hoe om opreg en eg te wees. Nie om 'n rad voor iemand anders se oë te draai, of om strategies te probeer om 'n indruk by jou te skep, dat jy 'n prentjie van my kry nie. Hy was eg, hy was opreg. En eendag laai my pa my by die skool af. En net so voor ek hom baie sê, rol haar traan van sy wang af, en ek sien hy vee dit so af. Ek sê, papa, wat? Hoekom huil papa? Hy sê vir my seun, jy is my 5de kind. En dit is die eerste keer in my lewe dat ek my kind by die skool aflaai sonder kos. Daar was die brood in ons huis nie. Daar was die kos in ons huis nie. Ek was alright. Ek sal whatever. My pa voel dit so seer. Vir die eerste keer in sy lewe laai hy 'n kind af sonder kos by die skool. Maar hy sê vir my, Christo, ek moet jou 10 uur vanoggend tandarts toe vat. Ek het nog petrol in my kar, ek gaan jou kom haal. Die Here sal vir ons 'n plan maak. Ek gaan kyk hoe ons ietsie gaan kry. So byt net bietjie vas, jy gaan eet. Papa, moenie worry nie, man. Hy kom haal my die skool uit. Nou is ons op pad van 'n byl toe, want ons tandarts was in van 'n byl gewees. En ons ry. En ewe skielik, daar by Pick n Pay Bedworth Park, op daai double highway, draai my pa om. En hy ry huis toe. En hy begin lag. Ek sê, wat is dit? Hoe draai papa om? Ons is nou pad tandarts toe. Hy sê, Christo, die Here het voorsien. Ek wonder, wat het die Here nou voorsien? My pa het nou gery, hoe draai hy nou hier om? Nou weet ek nie waarmee hy besig nie. Ons kom by die huis, ons het so 'n trailer wat hy gebou het. Ek het hom vandag nog. En ons hak hy trailer en vat grawe. En my pa sê vir my, kom, is jy reg? Jy gaan nou werk. My pa is vol surprises. Ek sê, okay, laat ons nou maar net kyk wat wil hy gaan doen. En daar by Pick n Pay ry ons weer terug by Bedworth Park en hy ry so tussen daai doringboompies in. En daar so groot hoop stukkende glas wat 'n Coca-Cola lorry daar afgedrap het. En ons begin laai. Ons ry daai dag stukkende glas en verkoop dit vir meer as R1,000. Nou, R1,000 klink nou nie vandag baie nie. Kom ons retract net gou so om en by 35 jaar terug. En my pa sien glas daar lê. En hy doen iets omtrent dit. Maar my pa sê vir my, die Here het voorsien. En hy leer my dat soms werk ons saam met die Here. Hy maak my pa se oë oop om te sien wat ander mense nie gesien het nie. Iets wat die duiwel gedoen het. Die Coca-Cola lorries mag nie hulle glas daar drop nie. My pa het by Coke gewerk. Hy was produksiebestuurder van Coca-Cola gewees. Hy weet wat moet met daai glas gebeur. Dit mag nie daar lê nie. Maar my pa het raak gesien en hy gebruik daai geleentheid om die Here die eer te gee. En daar was voorsiening. Vandag wil ek jou die vraag vra. Hoe kan jy saam met God werk? Want soms wil ons sit en sê, Here voorsien. En ons is kwaad vir die Here want niks gebeur nie. Maar die Here wil hê jy moet opstaan uit jou stoel.
En die Here wil jy moet saam met hom werk, jy moet hom vertrou. Vir 'n kind, ek sê elke dag vir Ruwan, want hy kan nie verstaan hoekom moet hy skool toe gaan nie. Ek sê vir hom, jy moet skool toe gaan. En hy is nie lus vir dit en daai en sis en so nie. Maar ons gaan dit doen, ons gaan bid en die Here gaan jou help. Dan kom hy terug met daai punte en dan is hy so bly, kyk so trots. Nee, die Here het hom gehelp. En môre is hy opgewonde om skool toe te gaan, maar daar's nie 'n toets nie, maar jy weet, hy weet die Here het hom gister gehelp. En so is dit met ons is soos klomp kindertjies. Ons moet môre hierdie lewe trotseer. Ons moet dit vanmiddag gaan trotseer. Jy het 'n situasie wat jy moet gaan trotseer. Maar jy moet opstaan. Jy moet jou tree gee. Jy moet dit gaan hanteer. Jy moet dit gaan konfronteer. Maar jy gaan sien dat wanneer jy die Here betrek, hoe maak hy die pad vir jou gelyk? Hoe sorg hy vir my en jou? Hoe help hy ons? Amen. Mag dit vir jou net weer 'n vaste wete wees vanoggend. Jy kan die Here vertrou. Betrek hom by die wee in jou lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir u woord. Dankie vir die getuienisse van baie. Dankie vir ons wat dit kan bevestig ook vanuit ons eie lewens. U is met ons. U help ons. U is bonatuurlik. U help ons om berge te versit. Here, u maak die vensters van die hemel oop. U is die een wat reën gee op dor grond. U is ook die een, soos wat daardie leer simboliseer, dat daar is interaksie tussen die hemel en aarde. Daar is 'n koneksie en Jesus is daardie weg. Jesus, dankie dat ons u naam kan gebruik om by die troonkamer van die Vader te kom en te weet ons kry guns. Te weet ons het u aandag. Dankie vir die vrede wat u vir elkeen gee in hierdie plek vandag. In die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Sê bietjie amen. Sê bietjie hallelujah. Sê bietjie God is good. Hallelujah. All the time. God is good.